Jesús, Jesús, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Net voor King's Kids Week het ons na 'n preek gekyk wat gesê het, wat is God se plan vir die kerk? Kerk soos God bedoel het, en dit was Engels enig geweest, dit sê, church as God intended. En so as ons na kerk kyk, hoe ons as mense moet wees, wat ons moet doen, dan moet ons weer besef, maar die kerk is God se instelling. Dis sy plan, dis sy struktuur. Die doel van God met die kerk was altyd om die wêreld te bereik met die goeie nuus. Dit gaan sy manier wees, dit gaan sy vorm wees wat hy wil hê die wêreld bereik moet word deur. Maar ook dat dit 'n plek sal wees, 'n tuiste vir gelowiges, 'n plek waar ons kan kom en behoort en versorg word en aanbid en dit was die doel. Die kerk is nie vir ons gegee om te doen net wat ons wil daarmee nie. Die Here het nie gesê, okay, spandeer julle tyd waarop julle wil, doen dit soos julle wil, maak wat julle wil nie. Die raamwerk is vir ons in Handelinge gegee. In Handelinge 2 vers 42 waar dit sê, hulle bly volhard, en dan was dit die 4 kerndinge, hier is die blou druk van die kerk, die 4 dinge wat deel moet wees, die primêre deel van die kerk. Die eerste een is die leer van die apostels. Nou in ons tyd is die apostels nie meer hier nie, so ons kan nie met hulle gaan gesels nie, maar die apostels het die Nuwe Testament neergeskryf. Dit was die maatstaf oor wanneer 'n boek ingesluit was by die Nuwe Testament, is dit deur 'n apostel of namens 'n apostel neergeskryf. En dis hoekom ons het nou die leer van die apostels, die Bybel. Die tweede ding was die verbondenheid met mekaar. Die Engels is die woord community, die Grieks is die woord koinonia, daai omgee, daai gemeenskaplikheid. Die derde een is die breek van brood, so wat letterlik die nagmaal is, letterlik om die nagmaal te vier gereeld om aan Jesus te dink, maar die rede daarvoor is om aan Jesus te dink. Dat ons nie net 'n menslike organisasie word wat besig is met sosiale uitreike nie, maar dat ons telkens onsself herinner, ons is hier want dit gaan oor Jesus. Ons is hier as gevolg van Jesus, ons is hier vir Jesus. En dan die vierde belangrikste ding is die gebede, om saam te bid. So dis die raamwerk wat God vir ons gegee het. Nou binne is daar redelike vryheid van hoe presies ons dit doen. Ek meen daar's nie reëls wat sê hoeveel rye stoele moet daar wees en watter rigting moet jy kyk en hoe moet die gebou lyk waarin jy bymekaar kom en alle. Daai reëls is nie gegee nie. Die kern van waarmee ons besig is word gegee. Nou, ons het ook al 'n hele paar keer gesê, Satan weet, dis amper onmoontlik om die kerk te probeer stop. Hy probeer nog steeds. Hy probeer in die kommunistiese lande, hy probeer in die Ooste, hy probeer in Noord-Korea. So hy probeer nog in party plekke om die kerk heeltemal te onderdruk. Maar die ironie is, gewoonlik as hy dit doen, dan raak die kerk net sterker. Die kerk raak partykeer kleiner, maar die kerk raak sterker. En hoe meer hy probeer platdruk, hoe meer staan die kerk op. En daarom weet hy dat sy beter plan is nie om die kerk dood te maak nie, maar die kerk te verdraai. Om 'n vorm van kerk te maak wat amper soos kerk lyk, maar nie kerk is nie. En hy weet die beste triek om mense te vang is om vir mense te sê, jy kan God wees. In die begin, dis wat hy vir hulle gesê het. Jy kan God wees. So satanistiese vervormde kerke is kerke wat vir jou sê, jy kan God wees. Hierdie kan oor jou gaan. Jy is nogal spesiaal hoor. Jy is nogal iemand besonders. En dan bou ons 'n kerk rondom mensaanbidding en die mense stroom in. Nou ons het gesê, hierdie verdraaide kerke neem baie forme aan. Ons het verlede week gepraat oor om nie afgelei te word deur sekondêre dinge soos die politiek nie. So jy kry kerke wat heeltemal gebou is op politiek. Hulle in die ou dae dan raak jy die staatskerk en jy in die politiek is so ingemeng. Party kerke gaan oor die aanbidding van die pastoor. Die pastoor raak amper hierdie goddelike figuur. Ek sê altyd, as jy verby 'n kerk ry en hulle bord buitekant het 'n massiewe prentjie van die pastoor, dan moet jy maar liewer aanhou ry. Maar gewoonlik gaan dit maar net oor die aanbidding van self. Die gerief,
die selfopheffing. Nou, een persoon wat hierdie baie goed ken is Joel Osteen. Julle mag hom dalk ken. Hy het hierdie ding wat hy doen en hy sê dit is die ek is stellings. Nou, pla dit jou nou alreeds. In Engels is dit die I am statements. Wie is die I am? Dis nie ek nie. Ek gaan nou nie almal lees nie, daar's 'n hele ry. Ek is geseënd. Ek is voorspoedig. Ek is verlos, vergewe. Ek is gesond. Ek is heel. Ek is talentvol. Ek is kreatief. Ek is selfversekerd. Ek is veilig. Ek is gefokus. Ek is gekwalifiseerd. Ek is waardevol. Ek is vry. So almal staan op en sê hulle net hierdie stelling so. Ek is, en hulle vergeet, maar daar is eintlik 'n groot ek is waarop ons moes gefokus het. En die probleem met hierdie vals verwronge kerke is, dis nog steeds amper op die raamwerk van Handelinge gebou. Ek meen, hulle kom ook saam en iemand preek, dis nou nie altyd die Bybel wat hulle preek nie, maar hulle preek dan iets. Daar's ook 'n community, daar's ook mense wat vir mekaar omgee, hulle bid ook, hulle breek ook die brood saam. So, een ding wat nou kan gebeur as jy betrokke geraak het by so 'n kerk en jy het seer gekry, of jy staan van die buitekant af en jy kyk, maar dis nie reg nie, dat jy die baba met die bad gooi. En jy sê, hierdie kerk werk nie. Kerk werk nie. Ons moet iets anders gaan soek. In ons samelewing, in ons omgewing, weet ons, baie mense verwerp dan kerk om Joodse byeenkomste te stig. Ons moet nou maar teruggaan na wat die Jode gedoen het en kyk hoe hulle dinge gedoen het. Baie verwerp om Sondag by mekaar te kom. Nee, dis Konstantin wat in die jaar 300 hierdie onheiligheid ingebring het. Ons moet nou maar weer op Saterdag by mekaar kom. Baie mense verwerp die sentraliteit van die prediking. Ons wil nou nie meer eenhou moet staan en vir ons die woord bring nie. Ons wil almal praat oor wat vir ons belangrik is. Of hulle verwerp die struktuur, of hulle verwerp die Bybel. Die Bybel is deur die jare gebruik om mense te misbruik en te onderdruk. Ek het hierdie week gehoor, almal ken die King James Bybel, het julle geweet, daar's nou 'n Queen James Bybel. So die Queen James Bybel het net alles uitgehaal wat enigiets negatief sê oor homoseksualiteit. En is net so pragtig vir hulle. Maar dis nie hoe lewe werk nie. As iemand iets goeds vat, en hulle misbruik die goeie, dan gooi ons nie die goeie weg nie, ons gooi die misbruik weg. Byvoorbeeld as jy in jou lewe te doen het met huwelike wat alles net sleg gaan, dan gooi jy nie die idee van huwelik weg nie, jy gooi die idee van slegte huwelike weg, en jy probeer uitvind hoe lyk 'n goeie huwelik. So as ons in 'n wêreld sit en ons doen, in 'n wêreld met soveel stikkende, gebroke, verbronge kerke, dan gooi ons nie kerk weg nie, ons gooi verwrongheid weg. Ons gooi stikkend weg, ons gooi sleg weg. Die manier waarop goeie kerke hulle ding doen, is, kom luister na die woord. Bekeer jou, gehoorsaam jou, wees lief vir mekaar, loof God, nie jouself nie. Breek brood saam. Daai formaat is nie 'n nuwe uitvinding nie. Dis 'n formaat wat al vir 2000 jaar bestaan. Dis 'n formaat wat God geseën het. As jy deur die herlewings in die geskiedenis gaan kyk in Wallis en al hierdie plekke, dan was dit kerke wat baie lyk soos wat ons dit op die oomblik doen. Maar jy hoef nie my woord te aanvaar dat dit is wat kerk moet wees nie. Daar was 'n persoon gewees, sy naam was Justin Martyr. Hy het gelewe hier rondom 150 na Christus. En hy het neergeskryf hoe hulle kerk doen. Nou 150 na Christus is baie naby aan die begin. As jy moet dink, die boek Openbaring is iewers tussen jaar 95 en 96 na Christus geskryf. So Johannes die apostel het nog gelewe die jaar 96 na Christus. Nou is ons net 50 jaar later. En Justin Martyr skryf hoe die kerke oral gedoen word. Met ander woorde, hy sê nie, ek het nou 'n nuwe model uitgedink, kom ons doen dit nie. Hy praat hoe die kerk is. Met ander woorde, die kerk soos Johannes die apostel dit sou gedoen het. En hy beskryf die raamwerk. Ek gaan dit nou lees vir julle, maar dit is op die skerm. Op die dag 150 na Christus, op die dag wat Sondag genoem word,
is daar 'n byeenkoms op dieselfde plek van almal wat in 'n gegeewe stad of landelike distrik woon. Die memoirs of die getuigskrifte van die apostels of die geskrifte van die profete word gelees solank die tyd dit toelaat. Dan, wanneer die leser ophou, vermaan die president in 'n toespraak en dring daarop aan dat hierdie goeie dinge nagevolg word. Vervolgens staan ons almal saam op en stuur gebede op. Op Sondag! Dit was nie Konstantin in 300 wat besluit het, ons gaan hierdie samekoms onheilig maak deur om na Sondag te skuif nie. Hy gaan later vir jou verduidelik hoekom Sondag. En klink dit nie baie soos wat ons dit doen nie? Nou, die president daar is nie die politieke leier wat hulle nooi om te kom kuier nie. Dis 'n Griekse term, die een wat voorsit. Die Grieks beteken letterlik die een wat voor staan. Die woord word gelees en een staan voor en lê die woord uit en moedig die mense aan om dit te gehoorsaam. Hy gaan aan. Wanneer ons ophou met ons gebed, word brood en wyn en water aangebied. Die president stuur op dieselfde wyse gebede en danksegging op volgens sy vermoë en die mense sing hul instemming uit en sê die amen. 'n Verdeling en deelname van die elemente waarvoor dank betuig is, word aan elke persoon gegee en aan diegene wat nie teenwoordig is nie, word vir hulle deur die diakens gestuur. Die diakens gaan na 'n nagmaaldiens en hulle gaan besoek almal wat nie daar kon wees nie. Kyk, die belangrikheid van die nagmaal. Dan lees ons verder. Diegene wat middele het en gewillig is, gee elkeen volgens sy eie keuse wat hy wil en wat ingesamel word, word by die president gedeponeer. Hy sorg vir die weeskinders en weduwees, diegene wat in nood is weens siekte of 'n ander oorsaak, diegene wat in gevangenskap is, vreemdelinge wat as vreemdelinge vertoef, en in een woord word hy die beskerming van almal wat in nood is. Nou, 'n term wat julle nou al baie sou gehoor het is, ja, die kerk is net daar om geld in te samel. Ja, hulle doen dit al vir 2000 jaar. Nou, geld insamel is nie bedoel vir besoekers nie. Geld insamel is nie bedoel vir iemand wat net kom kuier nie. Maar er was nog altyd hierdie verstaan gewees van, as hierdie my kerk is, dan moet ek finansiëel bydra dat my kerk kan aanhou. Nou, ons is nou in die proses om 'n tweede pastoor te beroep. Hy moet betaal word. Ek was lang jare terug in 'n ander kerk betrokke, wat hulle ook 'n gesprek gehad het oor om 'n pastoor aan te stel. En toe staan iemand op en hulle vra, en was in Engels geweest, en sê, how flexible are the salaries? So hoeveel is hulle elke maand te betaal? En dink ek, wow, sal jy so voel oor jou werk? So, ons het nou nie tyd om in te gaan oor hierdie sorg van die weduwees en alles nie. Ons het 'n preek daaroor gedoen in ons vorige moeilike vrae reeks, so jy kan op YouTube gaan kyk, maar ons gaan aan. En nou verduidelik hy, hoekom Sondag? Maar Sondag is die dag waarop ons almal ons gemeenskaplike byeenkoms hou. Almal, sluit Jode en nie-Jode in. Want dit is die eerste dag waarop God, nadat 'n verandering in die duisternis en materie teweeggebring het, die wêreld gemaak het. En Jesus Christus, ons verlosser, het op dieselfde dag uit die dood opgestaan, want hy is gekruisig op die dag voor die van Saturnus, Saterdag, en op die dag die na Saturnus, wat die dag van die son is, nadat hy aan sy apostels en disippels verskyn het, het hy hulle hierdie dinge geleer, wat ons ook aan julle voorgelê het, vir julle oorweging. Nou, as ons al hierdie dinge lees, uit die jaar 150, dan weet ons, diegene wat nie die geskiedenis ken nie, kom dikwels tot dwaase gevolgtrekking. Daar was 'n formaat van georganiseerde byeenkoms, prediker geleide byeenkomste op 'n Sondag, en God het daardie model tot vandag toe nog bewaar. Okay, maar dis nie die einde van die gesprek nie. Want dan moet ons vra, okay, maar as dit nou is wat kerk moet wees, wat van verse soos 1 Korintiërs 14 vers 26? Wat sê? Wat volg hieruit, broers? Wanneer julle saamkom, het elkeen 'n psalm, 'n lering, 'n openbaring, 'n taal of 'n uitleg, laat alles steeds tot opbou geskied. Hierdie klink of dit anders is. Hierdie klink of nie prediker gelei is nie, dit almal sit in 'n sirkel, iemand sê iets en iemand bring 'n lied en alles. En hierdie vers word dikwels gebruik as 'n argument om wat ons hier op 'n Sondag doen te verwerp. Om te sê dis nie deel van God se plan nie.
So die vraag wat ons nou moet sê, is weerspreek Handelinge 4 wat sê ons moet sentreer om die lering van die apostels en die 1 Korintiërs weerspreek dit mekaar? Nee. Die sleutel wat dit by mekaar kom bring is, die kerk het verskillende soorte byeenkomste gehad. Daar was nie net een per week nie. Een of ander, daar was een op 'n Sondag wat deur 'n prediker gelei was, en dan was daar ander kleiner byeenkomste in huise en soms een by mekaar kom. Dis vir ons so duidelik uit die Bybel uit. As jy na Handelinge kyk, dan staan daar deur die hande van die apostels. Hoekom is dit in Engels, mense? Wat gaan hier aan? Kyk, ek's jammer. Kyk, ek gaan julle die Afrikaans lees. Deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Hulle was almal eengesind by mekaar in die pilaargang van Solomon. Kyk, so hulle het almal byeengekom by die pilaargang van Salomo, behalwe die wat by die huis wou gebly het en kerk op die TV gekyk het. Is dit wat julle Bybel sê? Kyk. Nou hoeveel was daar van hulle? Hoe groot was die kerk op hierdie stadium? 3000. Dis na die uitstorting van die Heilige Gees. Die kerk is 3000 groot en is dit party van hulle? Hulle was almal bymekaar gekom by die pilaargang van Salomo. Nou, Salomo se pilaargang was in die tempel en dit was daai deel gewees wat net voor die groot oop area was. Want 3000 mense gaan nie in die pilaar, maar 3000 mense kon inpas in daai groot oop area. So dis waar hulle bymekaar gekom het vir die lering van die apostels. Nou die vraag wat ek toe oor gewonder het dit nie die Jode gepla dat hulle dit doen nie? Ek meen, skielik begin hulle nou hierdie byeenkoms. Dit het aanvanklik nie, want aanvanklik het hulle gedink dis maar net 'n ander Joodse byeenkoms. Maar dit het nie baie lank geduur nie. Want in Handelinge 5 vers 17, net 'n bietjie verder lees ons, maar die hoëpriester het opgestaan en al sy ondersteuners, die party van die Sadduseërs, het vol naaiwer, jaloersheid, die apostels gevange laat neem en hulle in die openbare tronk laat gooi. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, hulle uitgelei en gesê, gaan staan in die tempelterrein, daar waar hulle was, en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie lewe. Hulle het gehoor gegee en teen ongeveer dagbreek die tempelterrein binne gegaan en die mense onderrig. 3000 van hulle. Nou dink jy toe hulle 3000 was, het elkeen 'n kans gehad om 'n lied te gee en 'n Maar as ons verder lees in dieselfde hoofstuk, dan besef ons, maar dit was nie die enigste byeenkoms nie. In Handelinge 5 vers 42 sê dit, boonop het hulle nie opgehou om elke dag op die tempelterrein en van huis tot huis onderrig te gee nie. En ook nie om die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus was nie. En dit is hierdie van huis tot huis waar 1 Korintiërs sin maak. As ons 'n klein groepie mense is wat mekaar ken, is dit 'n baie veiliger spasie vir die gawes van die Gees om te werk. Ek onthou John Bevere het 'n boek geskryf oor die gawes. En hy sê hulle was by 'n groot byeenkoms gewees van honderde kerke saam. En een vrou spring toe op in een van die balkonne en sy begin in tale praat. En die ouens op die verhoog wonder toe wat gebeur en een wyse oomie wat op die verhoog was, staan toe op en hy sê vir haar, ons is baie bly oor jou opgewondenheid. Maar hierdie is nie die regte plek daarvoor nie. Want ons weet nie of wat jy sê van die Here afkom nie en ons weet nie as iemand 'n vertaling bring of dit van die Here gaan wees nie. Doen dit by die mense wat jy ken. Maak dit nie sin nie? Tale is die maklikste gawe om te fake. Stem julle saam? Tale is die maklikste gawe om te fake. Uitleg van tale is die maklikste gawe om. Maar as ek iemand ken en ek lief vir hulle en ek stap 'n pad saam met hulle en hulle begin in tale praat, gaan ek dan luister? Absoluut. Nie 'n vreemdeling wat dalk vir verkeerde motiewe hier is nie. Dis hoekom daai en so belangrik is. Hulle het nie een van die twee gekies nie. Hulle het nie gesê, wel ek is 'n huiskerkmens. Ek gaan nou nie die groot byeenkomste bywoon nie. Of
Ek hou nie van mense wat vir my vra en dinge doen nie. Ek hou nie van mense inmeng by my lewe nie. Ek gaan daar sit waar niemand my ken nie en dan gaan ek net luister na die predikings en dan kan ek weer huis toe gaan nie. Was nog altyd en gewees. So daar's 'n baie sterk Bybelse saak wat sê ons moet in kleiner groepe bymekaar kom waar ons meer interaktiewe kerk kan wees, waar die geestelike gawes beoefen kan word. Moet asseblief nie hoor wat ek sê dat sê jy is sleg as jy nie behoort aan 'n Bybelstudie nie. Ek sê jy mis uit as jy nie behoort aan 'n Bybelstudie nie. Jy mis uit aan die volheid van wat God vir jou wil gee deur kerk deur te sê ek stel nie belang nie. Nou Clifton is ons nuwe ouderling en hy het 'n oorsig oor die klein groep en hy's regtig passievol daarvoor. Julle gaan dit nog al hoe meer sien. En so hy het en ek sit saam om planne te beraam want ons groepe is vol. Want ons moet ook in ag neem, die opdrag is nie net om by te woon nie, dit gaan ook verwag dat daar mense is wat groepe fasiliteer en mense wat hulle huise oopmaak om die groepe te fasiliteer. Nou wie moet fasiliteer? Dit kan 'n man of 'n paartjie wees wat volwasse in hulle geloof is. Dit sal help as hulle die gawe van onderrig het, maar hulle hoef nie predikers te wees nie. Dis waarvoor die groot groep is. Die groot groep is daar waar die God sy mense aanstel wat die woord duidelik en mooi kan uitlê. Die weeklikse groep kan dit net vat en sê, maar kom ons gesels daaroor. Kom ons pas dit toe. Kom ons dink bietjie daaroor. Wie moet hulle huise oopmaak? Enigiemand met 'n huis. Jy moet dan so 10, 15 mense kan inpas. So as jy in 'n tiny house bly, dan gaan dit dalk nou nie werk nie. Wie moet hulle huise oopmaak? Enige iemand vir wie saam wees belangriker wees as om 'n huis te hê wat perfek is. En bang is mense sê, "O, maar jou huis was so vuil toe ons daar was." So, kom ons bring nou alles saam. God se plan vir kerk is baie groter as wat ons dalk dink. En jy mag nou vra, "So what?" Kerk, ja, kyk, kom kerk. Nou, stel jy voor jy gaan na 'n dokter toe en die dokter sê, "Wel, jy moet hierdie medisyne drink en jy moet gesond lewe en jy moet hierdie dieet eet en jy moet gaan stap." En jy sê, "Maar so wat? Hoekom moet ek dit nou doen?" Want dit is wat die oplossing vir jou probleme is. Ons kom so baie keer na die kerk toe en ons sit met probleme van depressie en woede en eensaamheid en alles en dan hoor ons 'n preek wat sê ja, die Here het vir jou kerk gegee as deel van die oplossing vir daai probleme en dit is hoe die Here jou wil help om gesonder en 'n meer vol lewe te lê. Ja, maar so wat? En nie so wat nie. Dit bring die twee bymekaar. Die rede hoekom ek dalk meer sonde doen as wat ek wil is omdat ek 'n pad alleen stap met die Here. Die rede hoekom ek nie betrokke is nie, is omdat ek nie daarvan hou dat mense inmeng by my lewe nie. Die rede hoekom ek dalk sukkel met depressie, is omdat ek al my probleme self wil dra. Kerk is deel van die Here se oplossing om ons gesonder, meer vreugdevolle mense te maak. So ja, daar was groot byeenkomste, gelei deur 'n prediker en deur ouderlinge, en die preek was gesentreerd geweest, en daar was gebed en lofprysing geweest, en dit is goed om dit op 'n Sondag te hê. Dit kry ons reg oor die Bybel. Daar was 'n preek gewees wat so lank was, Paulus het so lank gepraat, dat die een seentjie aan die slaap geraak het, by die venster uitgeval het en mors dood neergeval het. Nou dis 'n lang preek. Eintlik nie, party van julle raak aan die slaap 5 minute in my preek, en so dit was dalk nie so lank gewees nie. Hy is weer lewendig gemaak, dis die goeie nuus. In die Bybel kry ons hierdie plekke waar een persoon praat en die res luister. Maar dit was nooit die enigste deel nie, daar was kleiner byeenkomste. En dit maak sin om dit gedurende die week te doen, waar ons meer intiem kan verkeer, waar ons mekaar kan leer ken, omgee vir mekaar, die gawes kan beoefen. Paulus skryf in Romeine vir die kerk en hy sê, groet die kerk wat in Prisca en Aquila se huis is. Daai groepie wat daar weekliks by mekaar kom, gaan sê vir hulle ek sê hallo. Dalk is die roeping vandag vir jou, is dat die Here sê, jy moet oorweeg om 'n groepe te fasiliteer, om daai rol te vervul. Nou kyk, dit vereis toewyding. Ons het geleer, stil baie mense hou nie van beplan nie. Moenie vir my vra wat ek oor 2 weke gaan doen nie. Ek gaan oor 2 weke besluit wat ek oor 2 weke wil doen. Kerk vra toewyding. Kerk vra toewyding. Hoe kan jy so toegewy wees aan jou werk, maar nie aan die dinge van die Here nie? Hoe kan jy dagboeke hê om jou werkslewe in beheer te hou,
maar jy wil dit nie vir die kerk doen nie. Jy wil dit nie vir die Here doen nie. Die volgende ding, dalk roep die Here om jou huis oop te maak. En die deel van die seëning van jou huis met ander te deel. Maar ek dink bovenal moet ons die Here dankie sê vir kerk. Kerk is regtig 'n geskenk. Jy is nie 'n Christen omdat jy kerk toe gaan nie. Kerk is 'n uitvloeisel van om gered te wees. Kerk is 'n geskenk wat gegee word vir die. Nou kerk gaan nooit perfek wees nie. Ek dink ek het laas keer vertel. Spurgeon vertel die storie van die ou wat kwaad is vir Spurgeon. Hy sê vir hom, ek gaan jou kerk verlaat en ek gaan die perfekte kerk gaan soek. En Spurgeon sê vir hom, wel as jy daai kerk kry, moet asseblief nie aansluit nie, want dan sal dit nie meer perfek nie. So. Daar is nie perfekte kerke nie. Ons lees hier in Handelinge alles wat hulle gedoen het. In daai selfe hoofstuk is dit waar die ouens jok oor die geld. In dieselfde hoofstuk is waar die weduwees moan dat hulle nie genoeg kos kry nie. Kerk is nie, ons doen nie kerk omdat dit maklik en perfek is nie. Ons doen kerk omdat dit nodig is en omdat dit God se oplossing is. En daardeur leer ons en ons groei en ons skuur te mekaar en ons buig en ons vorm al hoe meer in die beeld van Christus. Maar dankie Here, dankie vir kerk. Dankie dat ons nie hierdie pad alleen hoef te stap. Kom ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, dankie vir wie U is. Dankie dat U ons ken beter as wat ons self ken. U weet wat ons nodig het. Selfs al dink ons het dit nie nodig nie. En sê Here, help ons dat ons U stem sal hoor. Dat ons U oplossing sal aanvat. Dat ons gehoorsaam sal wees aan wat U ons voorroep. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jesu, Jesu, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.